Jy's nie te jonk of nie te oud om die woord van God te verkondig nie. Hartlike goeiemôre, middag, aand, dit hang af wanneer jy hierdie program kyk. Ons groet julle in daardie naam, bo elke naam, Jesus Christus. Ons staan vandag hierso in Groblershoop Hoop. Ons is besig om die evangelie te verkondig. Ons is besig op 'n uitreik. Ons is happy, ons is wit warm, ons is opgewonde, want vandag sal die mense hoor van daardie naam wat my lewe verander het op 'n dag, wat ek gesê het, Here, vandag kies ek U. En ons staan hier in Groblershoop se woonbuurt en ons is opgewonde, want weet jy wat, ware transformasie gaan net plaasvind wanneer ek en jy besef, dit wat ons glo is wat ander nodig het. Daarom kies ons om mense te gaan vertel van hierdie Jesus, want hy dra krag, hy is my redder, hy is my saligmaker, daar is niemand anders soos hy nie. So ek is baie opgewonde, ek sê sommer nou vir julle, die 4de, hallo, goeiemôre, die 4de, die 5de en die 6de September 2026 het ons 'n seminaar aan, Takeover, wat ons jou gaan leer en jou bekragtig en jou wys hoe om jou dorp oor te vat in Jesus naam, hoe om dwelmsmokkelaars te bedien, hoe om prostituie te bedien, hoe om evangelisasie te doen. Rooies het al 34 jaar ondervinding in evangelisasie, in die bediening. So, ons gee vir jou slaapplek, ons gee vir jou kos, kom net uit, slat uit en raak wys, laat die wille wys. Hoe word dit gedoen? Ek staan hier so saam met 'n mannetjie met die naam Evan. Hy werk daar so saam met my by School of Fire by die varke, sy klein eyster. Evan, hoe lank is jy nou al by ons? Ek is nou 2 maande en 'n week omtrent. 2 maande en 'n week. En sê gou vir my, was jy al op 'n uitreik gewees? Nee, ek was hier. Dis my heel eerste keer op 'n uitreik en ja, ek kan nie wag nie. Is jy verskriklik opgewonde om mense te vertel van hierdie Jesus? Ja, ek's baie opgewonde om mense te vertel van hierdie Jesus, want hy is die een wat gesterf het op die kruis vir ons sondes. Prys sy heilige naam. Hoor gou daarso, hoe oud is jy nou? Hy is nou 17 jaar. 17 jaar oud, vat hom op 'n uitreik, besig om te leer en voor te berei vir die sendingveld daar buite. As jy jou kind wil stuur of jy wil self kom net vir 'n gap jaar of om deel te raak, daar is 'n nommer op die skerm. Stuur jou e-posadres na daardie nommer toe en raak deel, kom kuier. As jy iemand ken wat sukkel met dwelms of iemand wat wil kom leer vir 'n sendeling of net vir 'n gap jaar, raak deel. So vertel my gou net een ding, van waar af is jy? Ek is van Pretoria, Centurion af en ja, ek het daai kant het my lewe nie goed uitgedraai nie en toe besluit ek om die Here te begin volg en hy het my hiernatoe gestuur en ek moet sê ek het besef wat die Here werklik is en my lewe het sommer net so verander in 'n beter manier. Dis great, hoor gou daarso, vanaf hy hier aangekom het tot nou, toe kan ek vir julle sê, daar was enorme groei in sy lewe gewees. So ons is baie opgewonde. Evan, het jy 'n meisie? Nee, ongelukkig nie. Ongelukkig nie. Daar's nou 'n nommer op die skerm, nee ek grap, daar is nie. Okay, Evan, ons is baie opgewonde. Het jy enige laaste woorde daarso vir die mense by die huis? Ja, ek wil sê die Here is lief vir julle almal en ja, dien hom en bekeer jouself. Daar sê, daar hoor julle dit, bekeer jou en laat jou doop volgens Lukas 3:3. Gaan net die kamera vra om asseblief gou daar te kyk. Kyk hoe ver gaan die mense net om media af te neem. Kyk net daarso. Dit is hoe ver mense bereid is. Is jy bereid om so ver te gaan vir die Here Jesus Christus dat jy op iemand anders se nek sal klim en sê, volgens Johannes 3:3, as jy nie wedergebore is nie, sal jy die koninkryk van die hemel nie sien nie. Baie dankie Evan. Ons praat nou weer met julle. Wees saam met ons. Kyk hierdie program en dan sê al wat ons doen is ons vertel die mense van Jesus Christus. Ons sê vir julle hartlike welkom. Ons is nou al so rukkie in Groblershoop wat ons span aan die ander kant uit beweeg en ek staan hier so saam 'n man met die naam Yuri. En ek is die Here dankbaar altyd dat wanneer ek mense ontmoet, is hulle
in die geloof al versterk en hulle weet waar hulle staan en al daai goeters. En ek wil net 'n bietjie vandag vir Yuri vra, Yuri, vertel vir 'n bietjie vir ons meer van jou. Man, ja, ek is al van jongs af, loop ek al die pad saam met Christus. 'n Ou het jou nokkers gehad wat jou bietjie laat struikel en val het. Maar hy sê in die skrif, al val die regverdige 7 keer, sal hy weer opstaan. So ek is maar net my God dankbaar dat ek geloof in hom genoeg het om weer te kan opstaan en hier te kan staan vandag om die evangelie te verkondig. Amen, dis great. Hy doen great werk by School of Fire. Sê gou vir my, as jy daarso vir sendeling, as jy daar vir pastoor, wat is jou planne? Man, ja, ek is oorspronklik wil ek graag by laaste paar jaar van ons het nou met 'n jonge man gepraat van 17. Ek is 56. Julle kan sien die verskil in ouderdomme op die School of Fire. So ek wil net vir jou sê, jy's nie te jonk of nie te oud om die woord van God te verkondig nie. Ek is by School of Fire om te leer vir 'n sendeling en die ondervinding en die blootstelling wat ek kry daar is fenomenaal. Dit is so, ek sê daar is nie 'n plek waarheen iemand kan gaan wat wil leer. Het sy dit vir beraader, evangelis, pastoor, wat ook al is nie. Maar daar's mense met soveel verskillende agtergronde, soveel stories, verskillende ouderdomme. Daar is en ons beweeg uit met uitreike, ons beweeg na tronke toe, ons beweeg na woonbuurte toe, ons beweeg na dorpe toe en ons leer die mense evangelisasie, hoe om dit te doen. Ons leer die mense hoe om met ander mense te werk, mense wat uit dwelms uitkom. Daar's tot mense wat nie uit dwelms uitkom nie. Maar almal van ons besef ons het een ding wat ons nodig het in gemeen en dit is Jesus Christus. Is dit nie so nie? Yes, Visser, weet jy, daar's 'n gedeelte in Johannes 6 waar hulle, nadat Jesus die skare met die broodjies en die visies gevoer het, kom hulle na hom toe terug na die tyd en hulle praat met hom en hulle vra vir hom toe die vraag. Hulle sê, wat moet ons doen om die werke van God te doen? En dit is waar ons nou oor praat, wat die werke van God te doen. En Jesus antwoord hulle en hy sê vir hulle, die werke van God is dat julle moet glo in die een wat hy gestuur het. Amen. En dit is wat ons vandag hier doen. Ons vertel die mense in die een in wie hulle moet glo. En dit is ons missie en dit is ons visie vandag. Glory, al sy. Amen. Soos julle gaan sien nog, deur die program sal julle sien, ons beweeg van huis na huis, ons beweeg waar ons kom en ons vertrou die Here dat ons op die regte plek, op die regte tyd sal wees. Ons is hier in Grobblers Hoop en ons praat vandag met Gordon, Romano en Buren. En die manne sê vir my, hulle is op pad werk toe. Maar in Johannes 6 praat Jesus ook met die skare. En hy sê vir hulle, moenie net werk vir dit wat vandag vir jou gaan voed nie, maar werk vir ewigheid, wat jou in die ewigheid in kan voed. En hy sê, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat gestuur is, deur die Vader. Nou wil ek vir vra, manne, ken julle daai Jesus wat gestuur is? Ja, Ken jy hom? Wil jy hom bietjie beter begin ken, Gordon? op 'n sekere stadium, maar nie nou eers nie. Hoekom nie nou nie? Ek het nou regtig. Jy weet Gordon, daar was 'n ou dominee gewees, sy naam was Dominee Willie Maree. Hy het gesê die lekker is lekker tot lekker nie meer lekker is nie. Wil jy daai pad stap? Nee. Jy weet as lekker nie meer lekker is nie, dan raak dit bitter. En jy, my broer, Nee, ek is nou gereed nie. nog nie gered nie. Nog nie. Wil jy graag vandag so gebed maak? Nee. Hoekom nie? Ek is dan nog nie gereed nie. Maar jy weet, jy hoef nooit te voel jy's gereed nie. Vandag as jy sy stem hoor, vandag is die dag van salvation. Ek weet nie. Nooi hom net in, ons maak 'n gebed nou. En jy broer, Nee, ek is gereed vir die Here, maar Is jy ek gereed? Ek is nou. kom ek vertel julle gou. Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê ek is die opstanding van die lewe. Jy weet nie of môre vir jou bestem is nie. Jy mag vanaand gaan slaap en nie môre wakker word nie. Waar is jy dan, my broer? Maar vandag kan jy soos die man aan die kruis sê, Here, dink aan my as jy in die paradys kom. Verstaan julle wat ek sê? Wil julle graag daai gebed doen, sodat julle darm ten minste weet, ek het met my God gepraat. Hoe voel julle daaroor? Gaan ons sommer saam so bid. Kom staan hier by my, dan bid ons saam. Kom ons bid saam. Daar is hy. Here Jesus, sê vir my, Here Jesus. Here Jesus. Here, vandag is die dag
wat ek uitroep Uitroep uit my hart uit, Here, uit my hart uit, Here, dat U dat U is die Christus, is die Christus, die Seun van die lewende God. die Seun van die lewe. Ek vra, Ek vra, vergewe my, gee my daar waar ek teen U oortree het. daar wat ek nie oortree het. Was my skoon Was my skoon deur U kosbare bloed. deur die kosbare bloed. Here, gee dat daar 'n honger in my sal wees En gee dat daar honger in my gaan vir wees, U en U woord. vir U en U woord. Ek bely U nou met my mond Ek bely nou met my mond, en ek glo in my hart en glo in my hart, dat U dat U die Christus is, die Christus is, my verlosser. my verlosser. Amen. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Alright, ons groet julle vandag in die naam Jesus Christus en toe julle vir my sê julle is besig om neute te sorteer, toe bring dit my na hierdie storie toe wat Jesus Christus gesê het. Hy bring 'n vergelyking en hy sê dat die kaf gaan van die koring een of ander tyd geskei word. En ek wil vir julle sê vandag dat ek glo en vertrou vas in my hart en ek hoop so dat elkeen van julle het die Here Jesus in julle harte, want as hy daardie dag gaan kom en ek en jy is nie reg vir dit nie, dan moet ons besef hy gaan vir ons skei soos die skape van die bokke en die kaf van die koring af. En daar's baie dinge wat ek en jy sê vandag, ons is dalk by die Here Jesus, maar my vraag vir julle is, het julle werklik waar 'n verhouding met hom? Bid julle, lees julle Bybel, vertel julle vriende, want Paulus sê in die boek van Filippense 1 vers 27 dat lewe 'n leefstyl wat getuig van die goeie nuus. So dis baie belangrik vir my nou nie net om Sondag 'n Christen te wees nie, maar om elke ander dag van die week ene te wees. So ek, weer eens, lê ek die klem daarop dat eendag gaan Christus vir my en jou, ons gaan voor hom staan. Een dag is hy ons redder en 'n ander dag gaan hy ons regter wees. En ek en jy het die kans vandag om te sê, Here, hier is ek. Wat is daar in my lewe wat ek moet neerlê of neersit? Miskien drink ek te veel wyn. Miskien is ek besig om te sit en skinder in die tyd wanneer ek suppose is om saam met my vriende te bid. So dit is baie belangrik dat ek en jy op 'n plek kom wat ons sê, Here, daar is geen ander weg behalwe U alleen om by U uit te kom nie. Ons doen bietjie evangelisasie. Ons voel die dorpe het regtig die woord van God nodig. So ons kom na Tannie toe en ons Tannie se kleinkind nie. Hy kom roep en hy sê ouma soek en dit is vir my so fantasties om te sien dat kleinkind soos dit nie net aan homself dink nie, maar aan sy medemens. So ek kom uit spesiaal om net vir Tannie hulle 'n bietjie van ons te vertel. So ons is almal gebroke mense, ons almal het gesondig, ons almal kom uit 'n donker plek uit waar God ons uitkom red het. En ek weet die God wat my gered het, is die God wat almal kan red. En ek wil net vir Tannie kom sê dat Tannie moenie opgee nie. Tannie moet aanhou met wat ook al Tannie mee besig is en moenie moed verloor nie. Is daar enigiets wat ons vir Tannie kan bid vandag spesifiek? Wat dat ek met die Here bly en ek kan skors. En hy sien wat hy werk het. Ja, ek sê. Okay. Daar's 'n rede en 'n doel hoekom Tannie besluit het om ons in te nooi. Daar waar die Heilige Gees teenwoordig is dit 'n wonderwerk wat plaasvind. Elke liewe keer.
So, wat is Tannie se seun se naam? OK. So begin daarmee. Vader, ons kom nederig voor U neer, Vader, en ons vra, Here, dat U werklik in se lewe sal inbeweeg, Vader, dat U die naam van die huis sal hoogdra, Vader, dat U die huis sal hoog ag, Vader, om vir werk te gee, Vader, sodat hy sy familie kan onderhou, Vader, dat hy sy familie kan ondersteun, Vader. Ons kan sien, daar's hartseer en pyn in die huis, Vader. Ons vra, Here, beweeg in die huis in, Vader, wat ook al die rede is, hoekom hy nie werk kry nie, Vader. Ons vra, Here, dat U dit sal kom afsny, die mag wat die vyand oor het, Vader, kom sny ons vandag af in Jesus naam. Vader, ons eer U vir die oorwinning wat al reeds plaasgevind het, Vader. Ons vra, Here, wat staan die naam? Eva. Oeg, wat 'n naam, wat 'n naam. Vader, ons vra, Here, dat tannie Eva hierso 'n voorbeeld sal wees en 'n pilaar sal wees vir haar familie, Vader. Dat sy haar kinders sal oplei in gehoorsaamheid vir die Heilige Gees, Vader. Dat sy werklik sal die impak wys, Vader, dat haar lewe sal getuig oor die lewe wat sy lewe, Vader. Ons vra, Here, in die oomblikke waar sy swak voel, Vader, waar sy voel sy is ver van U af, Vader. Ons vra, Here, heg haar weer aan U vas, Vader. Ons vra, Here, wys vir haar dat sy tog mens is, maar sy kan om verskoning vra, en dat sy weer voor U voete kan neerkniel, Vader. Ons bid, Here Jesus, dat U haar sal ophef, Vader, haar die wysheid en die kennis sal gee, hoe om vorentoe te beweeg, Vader, daar waar sy nou in 'n struik is, Vader, waar sy nie verstaan wat sy rigting sy moet gaan nie, Vader. Ons vra, Here, laat sy stil raak, Vader. Laat die gedagtes en die gevoelens en die emosies wat in haar lewe plaasvind, Vader, stil raak, sodat sy U stem kan hoor, Vader. En dat sy U stem duidelik en helder kan hoor, Vader. Ons vra, Here, elke gesondheidsprobleem wat met die tannie is, ons vra, Here, dit is weg in Jesus naam vandag. Oorwinning is reeds hierso, Vader. Die huis salf ek vandag, Vader. Elke demoniese mag sal uitwees in Jesus naam. Vader, elke gehegting van die vyand is afgesny in Jesus naam, Vader. Daar sal nie enige plan van die bose tot oorwinning kom hierso nie, Vader. Die grond sal gesalf wees van die dag af vorentoe, Vader. Die vyand sal so skaam wees om te kyk na die erf, want die erf is gesalf, Vader. Die huis is gesalf, Here. Die hande van tannie Eva sal geseën wees in Jesus naam. Elke projek wat sy vasvat en aanraak, Vader, sal sy in oorwinning tree, Vader. Ons vra, Here, elke tree wat tannie Eva maak, Vader, in haar familie, Vader, dat dit sal genesing bring, Vader. Dat die fondasies van die vyand sal afbreek, Vader. Enige gehegting aan die familie sal afbreek van die vyand, Vader. Sy sal die steunpilaar wees tot die dag wat sy U ontmoet, Vader. In Jesus naam. Amen. Ek staan hier vandag saam met 'n Atteboy, né? Ja. Atteboy. Atteboy sit met 'n probleem. Sê vir my, wat gebruik jy om weg te hardloop van jou probleme af, Atteboy? Ek gebruik tik. Tik en daar gaan sigarette. Dagga sigarette. Hierdie man hardloop weg van sy probleme af met tik, dagga, sigarette. Maar hy weet net nie dat daar een is wat sê, kom na my toe as jy vermoeid en belas is, want ek sal jou rus gee. Jy sien, dit wat jy nou soek, Atteboy, is hier binne in jou hart. Jy soek na die vrede wat net God vir jou kan gee. En hier staan ons vandag voor. Jesus like jou. En vandag, omdat Jesus jou like, is ek hier vandag om vir jou die boodskap te bring, dat jy dit kan hoor weer. Hy sê, hoe sal julle hoor om te glo in die een wat gestuur is, as die man nie gestuur word met die woorde van God nie?
Ons almal hierso vandag, hierdie evangeliste, is hier wat gestuur is deur die Here om vir jou te bring die boodskap. Maar vandag gaan ons vir jou bid en jy gaan vandag jou saak met die Here regmaak. Soek jy daai vrede in jou hart? Ja, ek sê goed. Soek jy dit? Ja. Alright. Nou kom ons bid saam nou. Sê vir my saam met my. Here Jesus, Here Jesus, ek Atteboy ek Atteboy, is vol van die sonde, Here. is vol van die sonde, Here. Ek gebruik baie Ek gebruik baie verkeerde dinge. verkeerde dinge. Here, dit breek my mens wees. Here, dit breek my mense wees. Maar ek kom na jou toe nou, Here Jesus. Here Jesus, ek kom na jou toe. En ek vra, gee vir my die vrede Gee my die vrede, wat alle verstand te bowe gaan. al bestand op jou. Dit wat jy net kan gee, Here. Jy weet, jy kan gee, Here. Ek roep jou nou aan. Ek roep jou aan. Here, verlos my Here, verlos my van hierdie bindinge van hierdie bindinge. in die naam van In Jesus. die naam van Jesus. Amen. Amen. Vader, ek kom nou en ek spreek hierdie goeters aan wat hom aanval en ek bind jou Satan dat jy hierdie man geensins weer vas sal hou nie. Ek verbied jou om na hierdie ou toe te kom. Ek verbied jou om jou werke voort te sit in sy lewe en ek stuur jou weg en jy sal geen vashou op hierdie man hê nie. Here, ek vra dat jy hom sal verlos en vrymaak en die ketting sal breek. Net soos wat u gedoen het, Here, met die man van Gadara. Dat hy vry is, Here, en laat hy vandag in sy hart die vrede van Jesus sal ontvang en dat hy sal uitgaan en die evangelie sal verkondig. Here, ek spreek dat hierdie man 'n evangelis gaan word vir jou, dat hy die strate sal ingaan, Here. En hy sal daar wat hy die lus gehad het vir sigarette en rook en aller dergelike dinge, hy nou die evangelie sal verkondig met vrymoedigheid en 'n opgewondenheid in sy hart in die naam van Jesus. Dankie, Here. Amen. O my ligge Gees, kom my ligge Gees, kom my ligge Gees, en dan oor ons neer. Kom my ligge Gees, kom my ligge Gees, kom my ligge Gees, en dan oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Kom my ligge Gees, kom my ligge Gees, kom my ligge Gees, en dan oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou.